Goeiedag geliefde, ons is al by die 5de dag van ons reis hierdie week en vandag kom ons by een van die mees kragtigste oomblikke in hierdie hele storie van Markus 4. Die storm is stil, die water is kalm, maar iets gebeur nou binne in die disippels wat selfs groter is as wat net rondom hulle gebeur het. Dis nie meer die storm wat hulle vrees aan Jaan vind nie, dis die man in die boot. Jesus het 'n paar oomblikke tevore met 3 woorde 'n natuurkrisis gekanselleer. Dis Markus 4:39 wat sê, bedaar, wees stil. En geliefde, wat gebeur hier? So die hele skepping het hom gehoorsaam. En toe, in daardie stilte, besef die disippels iets, nee. Hulle besef die volgende, dis wat vers 41 vir ons sê, wie is hy dan, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Geliefde, hulle het al gesien hoe hy wonderwerke doen, hulle het al sy lering gehoor, maar hierdie is anders, want dit gaan nie net oor wat Jesus kan doen nie, dis eintlik 'n openbaring van wie hy is. Hulle kyk vir hom met nuwe oë. Die vraag is nie net, het hy die storm stil gemaak nie, die vraag is, wie is hy regtig? Wie is u regtig? En geliefde, dis 'n vraag wat jy en ek ook moet beantwoord vir onsself. Nie net, wat het Jesus al vir my gedoen nie, maar wie is hy vir my regtig? As hy net 'n redder is wat storm stil maak, dan gaan jy hom net soek wanneer jy in nood is. En dit is so belangrik wat ek nou sê, as jy Jesus sien net as die een wat jou verlosser is, en die een wat kan storm stil maak, dan soek ons hom net in ons krisisse, maar hy is die Here, hy is koning, hy is skepper, hy is God in menslike vorm. Dan vertrou jy hom ook wanneer daar stilte is en jy nog nie 'n antwoord kry nie. Geliefde, hierdie is so belangrik, hierdie is eintlik so kosbaar. As ons God meer sien as net die een wat 'n storm stil maak, dan leer ons om te ken en te herken in ons stiltes ook. As jy regtig besef wie in jou boot is, sal jy ophou paniekbevange wees oor die lewe. Nie omdat die storms nie meer kom nie, maar omdat jy weet, die een wat die see gemaak het, is die een wat saam met jou in die storm is. Ek hoop hierdie roer jou, ek hoop maak jou so opgewonde soos vir my, en as jy kan, maak saam met my nou hierdie volgende verklaring. Jesus, u is nie net 'n helper nie, u is Heer. Ek eer u vir wie u is, nie net vir wat u doen nie. Geliefde, môre sluit ons hierdie week af met 'n pragtige belofte, waarmee alles begin het, waar ons hierdie week begin het, en waar ek ook Sondag meer oor gaan deel, en dit is dat Christus is by ons tot aan die einde van die wêreld. Daai belofte dat hy ons nooit sal verlaat nie, dit is so bemoedigend, en ek wil jou regtig nooi, skakel in môre, kom leer en hoor oor wat hierdie fondasie beginsel vir my en vir jou beteken. Mag jy vandag nie net oor Jesus dink nie, maar mag jy reflekteer oor wie hy werklik is. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie vir daai openbaring wat ons raak lees in Markus 4, dat die disippels stop vir 'n oomblik en met 'n goddelike vrees begryp en besef dat hierdie man is nie net 'n gewone man nie. Hy is die persoon wat die skepper van alles is. En Here, soos hy disippels daai dag met verwondering gekyk het na hierdie man, ook met 'n stukkie heilige vrees, mag ons ook met soveel verwondering en met heilige vrees dink aan Jesus wanneer ons vra vir hulp, dink aan Jesus wanneer dit stil is, dink aan Jesus in elke tree, elke oomblik van ons dag, wanneer ons deur emosionele op en afs gaan. Here, mag ons besef dat Jesus is die een wat ons vertroos, by ons is, deur sy gees bring hy vir ons kalmte, rigting en leiding, maar hy is ook iemand wat soveel krag het. En daarom vra ek, Here, dat ons hom sal beleef in elke faset van ons lewe. Nie net soek vir bonatuurlike en krisisverligting nie, maar Here, mag ons u ken vir wie u werklik is. Die persoon wat nouliks langs ons wandel elke dag. Ons boetie, ons persoon wat vir ons wys wat is die Vader se hart. En daarom vra ek vandag, Here, mag ons net soveel nader groei aan Jesus. Ons bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen. En amen. Geliefde, sien jou môre vir ons laaste dag van hierdie week se oordenkingsreis. Gaan in vrede. Totsiens.